Alright, ons gesels bietjie vanaand verder. Ons Is daar maak is daar vanaand? Ek hoor elke tweede van iemand. Ekskuus tog Tannie Wilma. Ek sê is daar 'n probleem met die internet want ek hoor elke tweede woord en ek hoor nie ek hoor ja, dis al wat ek hoor. Ek weet nie of dit dalk iewers 'n netwerkprobleem is nie. Kan almal Maar my nou is hoor? dit beter. Ons kan Nou klink is dit goed. beter. Ja. Ek Ja, dink is dalk nou is dit beter. iewers net 'n swak opvangs dan nie, maar verder is alles reg. Okay. Dankie. Alright. Maar ek het nou gehoor een van ons hulle maak die pad toe want die brug sak in mekaar in. Ooh, dis sleg. Ja. Nou dis sleg. Mm. Ons maak verskoning vir John en Rina. Hulle het verskoning gemaak en kan dit nie vanaand bywoon nie. Okay. Ons praat vanaand bietjie verder. Dit was vir jou. En ons praat oor die liefdestale wat Jesus Christus geopenbaar het hier op aarde. Tannie Wilma, wil Tannie vir ons mute nie asseblief? Ja, sê dankie Tannie. Ons praat oor die liefdestaal wat God geopenbaar het hier aan die mens. En ons het verlede week het ons gepraat oor aanraking en dan kwaliteit tyd. Nou kwaliteit tyd is wynand as jy daar in die kombuis gaan sit en terwyl vrou lief kos maak en net daar is. Of as jy iewers daar in die trekker spook en spartel en vrou lief kom sit net daar by jou en sy's daar. So ons mans hou daarvan as ons vrouens net daar is. Ek meen Salome, as jy inpak, iemand is net daar, dis wat saak maak. Jy weet jy's nie alleen nie. En die kwaliteit tyd wat Jesus gespandeer het aan mense hier op aarde, en dit was vir my nie moeilik nie, maar dit was uitdagend geweest om 'n paar plekke uit te lig, want hy het werklik aarde toe gekom. En onthou, Jesus het aarde toe gekom om die hart van God aan ons te openbaar. Wie is God? As jy ooit wil weet wie is God, lees net die 4 evangelies. En nou Salome het gesê ek moet die ysbrekers 'n bietjie makliker maak, en toe het ek dit nou makliker gemaak vanaand. Uiteindelik gesê sy soek 'n bietjie voorbereiding, maar toe maar. Ja. Ek sien 'n ysbreker moet sommer net so uit die hart uitkom. Jy moenie dink oor dit nie. Dit moet sommer nou net wees. As ek nou vir Salome moet sê, Salome, 'n ideale date night. As jy nou as Wynand jou bel en sê, maar ek wil Anita vat op 'n date night. Wat sal 'n ideale date night wees? Vir Anita. Vir Anita natuurlik. Okay, ek dink sy sal hou van 'n lekker piknikmandjie gepak met allerlei in klein lekker snackies in en 'n bietjie Sprite en mooi in 'n mooi glas gegooi en 'n kombersie met 'n mandjie en oopgegooi en net hulle tweeetjies se handjie vashou en op die kombers en pesel aan die snackies. Dis sal ek dink sal sy meer van nou as 'n night, meer 'n day. 'n day date, okay? Ja, 'n day date. Stel, wat sal jy sê is 'n ideale day of 'n day night, 'n day wat 'n date night? Sy ou my vlieg Maldives toe. Hy sê nogal Maldives toe gaan vlieg. Ek weet nie. Was so lank klaar Okay. op een soos ek weet nie. Annelie, nou moet ek leer. Wat sal jy sê is ideale date night? Maar net om by jou te wees. Ek en Louis kan partykeer sommer net wat ons inteendeel nou in Gansbaai gedoen het, vis en chips gaan koop. En ons gaan sit sommer op by die hawe en eet dit en sommer so met ons vingers en ons grawe, jy sien net. En nee, maar net om by jou te wees, is vir my lekker. Maar ook nie saak wat ons eet en waar ons dit doen nie. Julle sal sien ek praat vanaand snaaks, want jy weet wat doen snoek aan mens, né? Weet julle wat doen snoek aan 'n mens?
Dit laat jou voortande uitval. Anita, wat sal jy sê is die ideale date night? Wel, pastoor, ek sal sê ietsie wat is wat ek wil doen. Soos byvoorbeeld ek wil nie kos maak nie, so dan moet klaar iets wees om te eet en ek wil sê nou maar ek wil 'n board game speel wat nie iemand anders se gunsteling is nie, maar my gunsteling. So dit moet eintlik meer soos deurdagte goed wees wat my persoonlikheid tipe van goed is. Want baie van die goed wat mens doen maar is maar vir almal en om almal 'n nag te neem, maar ek dink as dit gaan oor 'n date night en dit gaan oor vir my, dan sal dit iets wees wat vir my gunsteling goed is om te doen. Al 'n is dit date 'n 'n'n board date game. night, kan mens 'n groep date night hê of moet dit maar 1 tot 1? Nee, ek dink 'n groep date night is ook goed. Hoekom hou julle ook van board games? As ons weer kom, gaan ons 'n bietjie bordgame speel. Ek sê net vir julle die pater wat ek saambring hou van kroek. So dis ek is 'n eerlike speler, né? Ek is 'n eerlike speler. Dit kan Lisel vir julle vertel. Ja. Wynand, wat sal jy sê is 'n date night? 'n date night, klink vir soos cricket. Ja, man, dit 'n Goeie date night sou wees as jy 'n bietjie cricket toe vat, Anita. Nee, ek dink enigiets is hang af wat 'n persoon se love language is. Baie mense hou van vat, baie mense hou van tyd. Ek dink as ek 'n date night vir my vroutjie moet reël, dan sal dit 'n bietjie quality time saam met haar moet wees. Net As ons vir jou, as sy vir jou iets wil reël? o, 'n massage. nee, sy dat is baie, ons kan dit nie in 'n dag doen nie. Daar's te veel goed wat sy moet doen en vir my om my gelukkig te hou vir 'n dag is meer like 'n weeknight dan. 'n weekdate. 'n weekend date. Tannie Wilma, wat sal Tannie sê is die ideale date night? Ek sal sê as jy na 'n mooi restaurant toe gaan wat lekker ambiance het met kersies en lekker sagte musiek en net lekker glasie iets om te drink en lekker kos na die wat aangedra eerstatus wat miskien slakke of mossels of so iets en dan 'n lekker ete. Ja, lekker ijsbein. Lekker. Solank dit net nie oestertjie is nie, net Tannie. Die oester is dan sleg. Nee, oester is lekker. Oester, mossels en slakke. Yummy. Nee Tannie, as mens daai goed eet, kan mens ander goed ook eet, dan kan mens avokado pere ook eet. Ja, dit adverteer by die dosyne. Ja. Lisel, wat sê jy sê is 'n goeie date night? Maar is luister. Ek sê saam met Annelie, dis nie die tyd wat hy spandeer, daar moet nie distractions wees nie. So moet iewers stil wees. Hy weet al as hy my Buffelsbaai toe vat, net daai stilte en die natuur en waar ons actually met mekaar kan praat en daar nie ander goeders nie. Wat mens doen is nie regtig belangrik of baie te saamvat nie, net saam mekaar wees. Vir julle wat nie weet nie, julle weet Buffelsbaai se nudiste strand maar dis wat. Boris, wat sal jy sê is 'n goeie date night? Eet vliegvry. Right. Actually is dit presies wat dit is. Okay, kom ons praat 'n bietjie as jy 'n oproep ontvang. Wat is jou verwagting as jy 'n oproep ontvang? Salome, as jy 'n oproep ontvang, wat verwag jy? Ewe skielik lui jou telefoon. Nee, ek weet nie. Hoop maar vir goeie nuus. Okay. Anita? My woorde was ook goeie nuus. Wynand, as jy 'n oproep ontvang en jy ken nie die nommer nie, wat is die Oh nee. Ja, dan sê ek sommer dadelik boos.
Want ek weet dis van daai karakters wat my bel en my begin met hoe gaan dit met jou? Jy weet asof hy my pel is. Ek sê jou pel nie, vra vir my wat jy wil vra, weet, kom by die punt uit. Ja, as jy my bel en jy begin met hoe gaan dit met jou en jy het my nie eens gesê wie jy is nie en ja, jy weet ek wil jou iets vertel en dan vertel hy nog steeds nie van maatskappye is nie. Nee, as jy die foon as jy my bel dan begin jy met hallo, dis Wynand wat praat, hoe gaan dit? Jy weet of Van wat? ja, jy weet ek sal my voorstel aan jou. So as ek die foon antwoord en hy ou stel hom nie voor en hy begin met hoe gaan dit met jou, dan wil ek sommer ook laat doodgaan. En as jy nogal nice is en jy sê en hoe gaan dit met jou, dan sê hulle thanks for asking, hè? Dit gebeur nie. Stel, wat is jou verwagting as die telefoon lui? Ek antwoord hom nie. Antwoord hom nie. Okay. Nou, Psalm 3 vers 20, of nie Psalm nie, Openbaring 3 vers 20, Salome. Wat sê Openbaring 3 vers 20? Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Ek wonder wat sal my verwagting wees? Julle hoef nie te antwoord nie, maar wat sal my verwagting wees as ek weet Jesus kom môre vir my kuier? Ek dink ek sal 'n bietjie met huis skoon maak, maar okay. Ek sal met iewers 'n kerkpak gaan uithaal vir hierdie geleentheid. Maar die Bybel sê, kyk, ek staan by die hartsdeur en ek klop. En dis vir my 'n teken dat God wil graag met die mens bemoeienis maak. Enigiets van julle wat by daardie versie iets wat vir julle uitstaan? Dis interessant, daar's 'n verskil tussen om God te aanbid en 'n afgod te aanbid. 'n Afgod moet jy na toe gaan, iets wat dood is, en nou jouself gaan kastei voor hierdie afgod. Maar die God wat ons aanbid is 'n God wat na ons toe kom. Hy kom af na ons toe. Hy daal af na ons vlak toe. Hy maak tyd vir ons. Dit is nie nodig dat ons tyd maak vir hom nie. Hy maak tyd vir ons en hy kom na ons toe. Ek moet dalk die vraag vanaand vra, hoe spandeer jy tyd met God? Of is dit 'n onregverdige vraag? Hoe spandeer jy tyd met God? Persoonlik, as ek vroeg in die oggend gaan stap, is dit vir my baie lekker. Daai mense daar in Batteleer dink seker die ou het bietjie 'n probleem, want ek praat met myself en dis my tyd wat ek nou net bid en ek praat met die Here soos ek met julle praat vanaand. Hoe spandeer jy tyd met God? Iemand dalk vir ons 'n paar wenke wil gee? Hoe spandeer jy tyd met God? Mr. Brits? Ek dink as ek tyd het om te fokus en nie net geleende tyd gee nie, dan is dit vir my lekker om 'n bietjie met die Here te praat. In die oggende staan ek vroegerig op en dan voor ek nou met my goed begin, dan sit ek maar so 'n bietjie en dink en gesels. En dan sal ek aangaan met my werk. Of as ek ry in die bakkie, maar dan nou nie 'n radio in is nie, dan sal ek nou 'n bietjie so sit en gesels en ek probeer om dinge uit te figure. Ja, dit gesels. Julle dames, hoe maak jy dit? Het jy 'n vaste tyd, Salome, of is dit maar per geleentheid? Ek het vaste tye en dan het ek nog geleenthede deur die dag. Ek maak geleenthede. Okay. Anita, hoe werk dit by jou? Ek staan maar 'n bietjie vroeër op en dan, maar ek hou van Bybel lees. So toe ek jonger was, het ek meer van sing en worship gehou, maar nou los ek die ouens maar nog 'n bietjie te slaap en dan lees ek maar eerder net Bybel. Raak jy stil, né? Nee, raak stil. Alright, kom ons kyk 'n bietjie. Wat saak maak is vanaand wat ons moet onthou dat een maak saak vir God. Dit was een skaap wat verlore geraak het, dat die 99 gelos vir die een. Die een maak vir God saak.
Kom ons kyk wat sê Genesis 3 vers 8 tot 9. Het jy 'n Bybel, Lisel? Mhm. Mag jy lees? Ja, sê net weer die nommers. Nee, dis nie nommers nie, dis die vers. Genesis 3 vers 8 tot 9. Hierdie aand hoor hulle hoe die Here God in die tuin loop. Hulle kruip toe weg tussen die bome. Die Here God het toe na die mens geroep: "Waar is jy?" Miskien kan julle vir my die vraag beantwoord vanaand. Hoekom maak God met die mens bemoeienis? Hoekom sal hy bemoeienis maak met 'n ou soos Louis wat vol foute is en tekortkominge is en ek meen, hoekom maak God bemoeienis met die mens? Hoekom het hy bemoeienis gemaak met Adam en Eva? Hulle het gefaal, hulle het gesondig. Hoekom het hy bemoeienis gemaak met hulle? Want hy het hulle gemaak, hy het ons gemaak. Ons is geskape na sy beeld. Ons is geskape na sy beeld. Ja, Marius? ek dink ook dat omdat hy ons gemaak het, weet hy dat ons feilbaar is en alhoewel Adam en Eva nou nie reg gedoen het nie, het hy geweet dit kan gebeur en dis nie iets wat sommer of ja, ek sal nie sê uit die bloutheid gekom het nie, maar hy weet hoe om dit te hanteer en hy wil nog steeds lief vir ons omdat hy ons gemaak het, elkeen van ons weet ons foute nou. As jy 'n toestemming van jou ma het, kan jy langs daai geskrifgedeelte skryf die soekende God. Dis nie 'n God wat jou ooit sal afskryf nie. Die God wat ons aanbid is nie 'n God wat van jou sal vergeet nie. Al het jy hom teleurgestel, al het jy alles nou gedoen wat hy gesê het jy moenie doen nie, het jy nog steeds gaan doen. Was hy nog steeds 'n soekende God, het hy nog steeds na hulle kom soek. Nog iemand iets sê oor daardie gedeelte? Gooi vir ons 'n bietjie daar Psalm 8 vers 4 tot 5 Salome. Ekskuus, ek het nou nie dit oop vinnig nie. As julle nie omgee nie, sal ek 'n rukkie vat. Psalm Kan jy 'n 8. rukkie vat? Hoe lank kan jy Nee, as 'n 2 pensionaris, sekondes. hoe lank kan jy vat? 1, 2. Psalm 8 vers 4 tot 5. 4 en 5, ek het hom. As ek u hemel aanskou, die werk van die vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink en die mensekind dat u hom besoek? Daai gedeelte, wat is die mens dat een hom dink? Die oorspronklike taal betekenis jy vul God se gedagtes. U stel vul God se gedagtes vanaand. Hy dink vanaand aan haar. Hy dink aan Tannie Wilma. Hy dink sy gedagtes is vol van die mens. Wat is die mens? Ons sê dat ons is geskape na sy beeld. Maar hoekom maak God met ons bemoeienis nog? Is dit nie maar omdat hy ons liefhet nie? Is dit nie maar omdat hy 'n geslag gemaak het soos die mens nie en hy alles sal opoffer ter wille van die mens nie? God dink vanaand aan ons en hy wil met ons bemoeienis maak. Hy wil met ons tyd spandeer. Anita, as Wynand sê hy gaan vanaand bietjie met jou tyd spandeer terwyl jy kos maak en hy sit daar langs die tafel en hy's net besig op sy selfoon en hy speel 'n game. Wynand, wat se game speel jy op selfoon? Nee, ek weet nie. Is jy nog nie daai verslawing nie? Ja, so af en toe dan doen ek dit maar wat ek hier so speel, maar ek weet nie. Okay. Okay, maar dis nie vir geld wat jy speel nie, nou. Jy is baie sleg daarmee. Maar nou sit hy en speel die hele tyd op sy selfoon. Is dit kwaliteit tyd? Dit gaan oor God spandeer en hy sê ek wil met jou. Ek wil vir jou 'n tafel voor jou aangesig bereik. Kom ons kyk bietjie wat sê Lukas 5 vers 1 tot 11 Anita. Kan pastoor my stop? Ja, ek kan jou altyd stop, jy ken my mos nou al. Hy. Ja, ek gaan probeer of vanaand jou nie te stop nie, maar ek het jou al net klaar weer gestop. En toe die skare by hom aandring om die woord van God te hoor, gaan hy by die meer Genesaret staan en sien 2 skuite aan die kant van die meer lê, maar die vissers het van hulle al weggegaan en was besig om die nette uit te spoel.
Toe klim hy in een van die skuite wat aan Simon behoort het en vra hom om 'n entjie van die land af weg te vaar en hy het gaan sit en die skare van die skuit afgeleer. En toe hy ophou met spreek, sê hy vir Simon: "Vaar uit na die diep water en laat julle net te sak om te vang." En Simon antwoord en sê vir hom: "Meester, ons het die hele nag deur hard gewerk en niks gevang nie, maar op u woord sal ek die net laat sak." En toe hulle dit doen, het hulle 'n groot menigte visse ingesluit en hulle net wou skeer. Daarop wink hulle vir hulle maats in die ander skuit om hulle te kom help. En hulle het gekom en al twee die skuite volgemaak, sodat hulle amper gesink het. En toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knieë van Jesus en sê: "Gaan weg van my, Here, want ek is 'n sondige man." Van verbaasdheid het hom aangegryp en almal wat by hom was oor die vangs van die visse wat hulle gemaak het. En net so ook vir Jakobus en Johannes, die seuns van Zebedeus, wat Simon se maats was. En Jesus sê vir Simon: "Moenie vrees nie. Van nou af sal jy mense vang." En nadat hulle die skuit aan land gebring het, het hulle alles verlaat en hom gevolg. Dankie. Ek het jou nie in die rede geval nie. Wel dan, Louis. Waar het Jesus vir Petrus ontmoet? Ekskuus, Wynand? By sy skuit, by sy bootjie. Marius sê hierso, by sy werk, by sy skuit. Jy sien, baie keer dink ons dat ons moet eers iets doen voor God aan my sal aandag gee. Party gelowe sê jy moet jou 'n bietjie sny, ander sê jy moet eers 40 dae vas en dis alles reg. Nie die sny nie, maar die vas is reg. Maar jy weet, jy moet deur 'n marteling gaan en jouself voor God aan jou aandag sal gee. Maar God ontmoet ons op ons vlak, op ons plek. Dis waar hy ontmoet. Waar ontmoet God my? Op my plek. Stel, blaai vir my asseblief na Psalm 34 vers 16 toe asseblief. Psalm 34 vers 6. 16, 1:6. Die oë van die Here is op die regverdiges en sy ore tot hulp geroep. As jy in die nag rondrol en jy voel alleen, besef, God se oë is op jou. Moenie toemaak nie. Stel, lees my vers 19 ook. Die Here is naby die wat gebroken is van hart en hy verlos die wat verslae is van gees. As Benita vanaand, dankie Stel, as Benita vanaand in 'n hoesby ingaan, dan ma later langs haar bed en pa is ook langs haar bed. Miskien is jy vanaand versla en platgeslaan. Die Here ontmoet jou op jou vlak. Hy sê nie kom op na my toe nie. Hy sê kom af na jou toe. Op jou werksplek sal ek jou ontmoet. Okay, iets wat iemand verbyvoeg oor hierdie vers? Ek dink van al die stukkies wat ons nou vanaand gedoen het, is daar een woord wat vir my uitstaan en dit is fokus. Die Here is nie net by ons nie, maar hy fokus op ons. En dan maak dit 'n verskil. Jy kan hier wees en iemand kan dalk dan Iran sit, maar as jy op die telefoon praat en jy fokus op daai persoon, is dit maar asof jy saam is. En so fokus die Here op ons ook elke dag. Nog iemand iets te sê oor hierdie vers? Salome, jy stil vanaand, praat uit jou huisie uit vir laaste nog, voor jy na jou nuwe plekkie toe gaan? Nee, ek stem saam met julle. Jy is maar, jy is 'n stil mens, ons ken jou as 'n stil mens, dis reg so Salome. So, God ontmoet jou in jou werksplek. Nou, kom ons kyk na die volgende skrifgie en julle wat na Lukas toe blaai, dis verkeerd. Die persoon wat Lukas ingetik het op die WhatsApp groep is heeltemal verkeerd geweest. Ek weet nie wie was daai persoon nie, maar ek maak namens daai persoon verskoning. Dis Markus. Markus 5 vers 21 tot 36
Die stel Markus 5 vers 21 tot 36. En toe Jesus weer in die skei oorgevaar het na die ander kant, het 'n groot menigte by hom vergader en hy was by die see. En daar kom een van die owerste van die sinagoge met die naam van Jairus, en toe hy hom sien, val hy aan sy voete neer en smeek hom dringend en sê: My dogtertjie is op haar uiterste. Kom lê haar die hande op, sodat sy gesond kan word en sy sal lewe. En hy het saam met hom gegaan en 'n groot menigte het hom gevolg en hom verdring. En 'n sekere vrou wat 12 jaar lank bloedvloeiing gehad het en veel onder baie geneeshere gelei en al haar besittings uitgegee het sonder om enige baat te vind, maar eerder erger geword het van Jesus gehoor en onder die skare van agter gekom en sy kleed aangeraak. Want sy het gesê: As ek maar sy klere kan aanraak, sal ek gesond word. En dadelik het die fonteine van haar bloed opgedroog en sy het in haar liggaam bemerk dat sy van haar kwaal genees was. En dadelik, toe Jesus in homself die krag gewaar word wat van hom uitgegaan het, draai om onder die skare en sê: Wie het my klere aangeraak? En sy disippels antwoord hom: U sien dat die skare u verdring en u sê: Wie het my aangeraak? Tot waar, Louis? Tot vers 36 gestel. Toe kyk hy rond en om haar te sien wat dit gedoen het. Die vrou wat gevrees en gebeef het, omdat sy wis wat met haar gebeur het, kom toe en val voor hom neer en sê vir hom die hele waarheid. En hy sê vir haar: Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Terwyl hy nog spreek, kom daar mense van die owerste van die sinagoge se huis en sê: U dogter is dood. Waarom val die meester nog laster? Maar dadelik toe Jesus die woord hoor wat gespreek is, sê hy vir die owerste van die sinagoge: Moenie vrees nie, glo net. Right. Iets wat julle uitstaan in hierdie gedeelte. Ons praat oor God maak tyd vir jou. In die laaste gedeelte van ons staan daarso, moet jou nie ontstel nie, vertrou nie. Ja, en een is ook mooi, maar hierdie is my so 'n bietjie meer Vrystaat Afrikaans. Wat vir jou sê, met aanhou vertrou. Op dit wat die Here vir jou doen. Wynand, daar by julle iets wat vir julle uitstaan? Dink jy die gedeelte sê glo net, volhard. Hou aan, vertrou. Is die boodskap wat ek hier uitkry wat vir goed staan. Vir my is dit, as ek mag sê, hy was nou op pad na hierdie dringende saak toe en tog het hy tyd gehad vir hierdie vrou ook. Hy het nie net aanbeweeg en hy het by haar gestop, stil gestaan by haar. Ek hoor jou hart, en ek hoor elke van julle se hart. En dan moet 'n ou die vraag vra: wie was die belangrikste? Jairus wat 'n owerste was, of die vrou wat 'n bloedvloeiing gehad het en volgens die wet was sy onrein gewees? Wie is die belangrikste in God se oog? Jairus wat deure vir hom in die toekoms kan oopmaak, of hierdie onreine vrou? Wie was vir hom die belangrikste? Ekskuus Tannie Wilma, dan nie klank aan sit. Die onreine vrou. Die Want sy persoon, was siek. Ontmaak. persoon wat die behoefte Wat hy- gehad het. Ja. Hy dink nie net om homself nie, hy dink aan ons.
En baie keer, dankie Tannie Wilma, baie keer dink ons dat ons is nie op daai plek, geestelik of finansiëel of waar ook al nie. En God sal nie regtig na my kyk nie. Ek is nou nie 'n ouderling in die kerk of wat ook al in die kerk of ek is nou nie in hierdie posisie in die kerk nie en ja, ek het dalk nou nie al my bydrae gegee vir die kerk of wat ook al ensovoorts nie. En ons dink altyd aan ons tekortkoming en dink God sal ons laat verby, hy gaan by ons verbygaan. Maar hierdie gedeelte is ons duidelik. God spreek die behoefte aan. Toe hy op pad was en hy spreek die behoefte, toe kom hierdie vrou en sy raak sy kleed aan, toe word haar behoefte aangespreek. Ons kyk 'n bietjie net na 'n ander sy. Ietsie anderste. Kom ons gebruik ek was hierdie week, weet ek, vir Annie op 'n stadium geongevalle toegevat in Hermanus vir ongesteldheid. Maar as ek die ambulans bel en sê ek het hulp nodig. En die ambulansmanne sê, okay, wat is jou adres? Ons is op pad. Hulle sê mos daai eerste uur is so belangrik. En as ek dan nou weer bel, want die ambulans daag nie op en hulle sê die ambulans het nou maar eers gestop om Coke en 'n broodjie te koop want hulle is honger. Hoe gaan jy reageer, Wynand? Nee, ek dink nie dis enige iemand van ons wil hoor nie. Daai einste geval het al met ons gebeur een keer of in my lewe al voorheen gebeur, maar ek dink ons moet nie die punt mismaak nie. Die Here weet waartoe hy in Engels dan sê capable was. Almal het gedink Jesus moet by die doktertjie kom voor sy dood was. Voor sy dood gaan, maar dis waar sy limiet eindig. Hy het nie geworry nie. Hy het baie tyd gehad. Hy kan nog 10 ander mense gedoen het. Hy kan intedeel nog 'n dag of 2 gewag het, dieselfde wat hy met Lazarus gedoen het. So hy was nie haastig gewees nie. Daar was nie een wat belangriker was as die ander een vir hom nie. Almal was ewe veel belangrik vir hom gewees, maar hy was nie haastig gewees nie, want hy het geweet wat hy kan doen. Hy het geweet al is daai kind al dood, koud, kan hy hom nog steeds wakker maak en lewendig maak. So hy het geweet, dit wat hy gesê het, vertrou net. Ek sal dit doen. So as ons weet, 'n ambulans kan jou nog gesond maak na daai kritiese eerste uur. Soos al gesê het, vat jou tyd. Weet ons weet nie wat hulle capability is nie, maar die Here is anderster. Hy gaan nie oomblik nie haastig wees nie. Hulle gaan jou met 3 keer langs die pad stop op pad na jou toe. Maar hy kom. Maar ek stem 100% saam met jou, Wynand, maar baie keer voel ons dat as God nie nou opdaag nie, het ek moeilikheid. Come on. Ek was al daar. As God nie nou deurkom nie, het ek moeilikheid. Maar jy sien, God weet die toekoms. Ons dink ons weet wat gaan weer gebeur in die toekoms, maar ons weet nie. God weet die toekoms. Tannie Wilma, wil Tannie iets gesê het? Nee, dankie. Okay, Tannie, dankie. Ek het net gesien Tannie het ingekom. Alright, so almal is ewe belangrik vir die Here. Eerste wat ons gesê het is God wil met ons bemoeienis maak. Die tweede een is God ontmoet ons op ons waar ons is. En die derde punt is ons is ewe belangrik vir God. Nog iemand iets sê oor hierdie gedeelte van Jairus? Marius? Ek dink dit wat ons van vandag in die kerk gesing het was God se tyd is altyd reg. Hy kom altyd deur op die regte tyd. En as ons na die probleem kyk vorentoe, dan lyk dit nie so nie, maar as ons agtertoe kyk, dan sien ons dit was net die regte tyd gewees. Hy weet wat sy uitkoms. Anita, ietsie van jou kant af? Reg. Okay, kom ons kom by die volgende gedeelte en hierdie week het ek nogal eers kos gedoen, eers Johannes 19 vers 25 tot 27, Salome asseblief. Maar ook ons skip enetjie, nee. Wat het ons geskip? Nee, ons het niks geskip Maar nie. nee, ekskuus, nee.
En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Kloppas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy liefgehad het by haar staan, sê hy vir sy moeder: "Vrou, daar is u seun." Daarop sê hy vir die disipel: "Daar is jou moeder." En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. Ek wil graag op hierdie skrif net een vraag vra. Aan wie het Jesus gedink in die oomblik toe hy sterf? Sy ma. Aan sy ma En sy disippels. en sy disippels. Maar selfs in hierdie sterwingsoomblik wil hy nog hê sy ma moet versorg wees. Want die kommentare sê vir ons dat dat sy pa Josef moes iewers langs die pad in Jesus se jong ouderdom iewers gesterf het. Dis hoekom Jesus toe na die carpenter, Salome Afrikaans, carpenter Lazel, skrynwerkers, dat die skrynwerkers oorgevat het. Dit wil voorkom, want daar word nooit weer na Josef verwys nie. So iewers moes lyk vir my het Josef sterwe. En al het Jesus broers gehad. Julle weet Jakobus was natuurlik een wat die boek geskryf het aan die einde van die Bybel, was Jesus se bloedbroer, né? Maar Jakobus het nie tot bekering gekom in Jesus se bediening nie. Jakobus het eers na die opstanding tot bekering gekom. En hy skryf hierdie pragtige boek van Jakobus oor geloof. Maar nogtans, alhoewel Jakobus daar was, en die Bybel noem hy het ander broers en susters ook gehad, roep hy Johannes die disipel, sy geliefde disipel, en sê: Johannes, kyk net na my ma. Kyk net na my ma. Want hy het geweet. En dis interessant, Anita, ek dink ons het dit laasweek gesê, sy het hom nie meer aangespreek as my kind nie. Onthou jy dit? Sy het hom gesê Rabboni, meester. Die ma-kind verhouding het geëindig hier by die kruis. Wat vir my uitstaan is, in daai oomblik van pyn en lyding, dink hy aan sy ma. Mense wat die naaste aan jou is. Jou grootste cheerleaders, die mense wat jou ondersteun. Ek wil vir julle 'n kans gee om iets te sê, dan wil ek afsluit net met 'n stelling. Op hierdie ene. Iemand iets sê, Marius? Nog nie nou nie. Nog nie nou nie? Hoe lank moet ons jou kans gee? Tot aan die einde van die... Nog iemand iets sê? Ek wil graag net sê dat ons moet nie so besig raak met ons skepingsdoel, dat ons nie meer tyd het vir die mense wat die naaste aan ons is nie. Hallo? Dis die mense wat vir ons belangrik is, en dis die voorbeeld wat Jesus vir ons gestel het. Okay, kom ons kyk na Lukas 15 vers 11 tot 23, Anita. Lukas 11 vers 15 tot 23. Gelykenis van die verlore seun. Hier moet jy nou stadig lees, want ons kan nie vandag hoor nie. Okay. Hy het ook gesê, 'n man het 2 seuns gehad, en die jongste seun van hulle het vir sy vader gesê: Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. Okay, kom ons stop net daarso. Wat leer julle van hierdie gedeelte? Die pa het dadelik dit nog maar vir hom gegee. Hy het nie eintlik, daar was nie, ek weet nie, het nie. Die eerste wat ons hiervan leer is dat die jongstes is die stoutstes. Ja. Nee, Marius? Net so. Anita, lees daai laaste versie weer stadig deur. As iets wat ek hierdie week opgetel het, wat ek nooit geweet het nie. En die jongste van hulle het vir sy vader gesê: Vader, gee my die deel van die eiendom wat my toekom. En hy het die goed tussen hulle verdeel. En hy het die goed tussen
Hulle verdeel. Wat sê jou vertaling, Lisel? Ek het dit ek het dit hierdie week eers ontdek. Die pa het toe ingestem om sy goed tussen sy twee seuns te verdeel. So wanneer het die oudste seun geërf? Moet hy ook erf toe. Dadelik. Maar dit sê dan ook dan die pa eintlik niks oorgehad het. Ja. Die pa en dis hoekom Anita, ek weet jy het nou al oor hierdie gedeelte gepreek, maar dis net vir my iets interessants. Ek kan elke jaar het ek 'n preek oor hierdie ene. Want dis nou my gedeelte. Is dat die pa het die goed verdeel en hoeveel het die oudste seun gekry, Wynand? Want hy was die oudste. Hy het 2/3 gekry van die boedel en die jongste het 1/3 gekry. Dit was die wetlike gedeelte. So hoekom het die oudste seun kwaad geraak? Ons is nog nie daar nie. Ons is nie daar nie. Alright. Ons is nog nie daar. Okay, Anita, lees verder. Wynand sê ons is nog nie daar nie. Dankie Wynand. En nie baie dae daarna nie het die jongste seun alles bymekaar gemaak en weggereis na 'n ver land. En daar het hy sy eiendom verkwis deur losbandig te lewe. En 'n BMW te koop. En toe hy alles deurgebring het, kom daar 'n swaar hongersnood in daardie land en hy het begin gebrek ly. Toe het hy hom by een van die burgers van daardie land gaan voeg en die het hom in sy veld gestuur om varke op te pas. En hy het verlang om sy maag te vul met die peule wat die varke eet en niemand het dit aan hom gegee nie. Maar hy het tot homself gekom en gesê: "Hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood en ek vergaan van honger. Ek sal opstaan en na my vader gaan en ek sal vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie, maar soos een van u huurlinge. Maak met my soos een van die huurlinge." En hy het opgestaan en na sy vader gegaan en toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En die seun sê vir hom: "Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u en ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie." Maar die vader sê vir sy diensknegte: "Bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee 'n ring vir sy hand en skoene vir sy voete en bring die vetgemaakte kalf en slag dit en laat ons eet en vrolik wees." Okay, maak hom klaar vir ons. Dit is tot by 23, moet ek aangaan tot by? Ag, maak hom maar klaar tot dit klaar is tot wat die oudste seun klaar is. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind en hulle het begin vrolik word. En die oudste seun was in die veld en terwyl hy al nader na die huis kom, hoor hy musiek en beurtsange. En hy roep een van die diensknegte na hom toe en vra wat dit beteken. Die sê vir hom: "U broer het gekom en u vader het die vetgemaakte kalf geslag omdat hy hom gesond teruggekry het. En hy het kwaad geword en wou nie binne gaan nie. Sy vader gaan toe uit en smeek hom. Maar hy antwoord en sê vir sy vader: "Kyk, ek dien u so baie jare en ek het nooit u gebod oortree nie. En vir my het u nooit 'n bokkie gegee sodat ek saam met my vriende vrolik kon wees nie. Maar toe hierdie seun van u kom wat u goed met hoere deurgebring het u vir hom die vetgemaakte kalf geslag." Toe sê hy vir hom: "Kind, jy is altyd by my en al wat myne is joue. Ons moet tog vrolik en bly wees, want hierdie broer van jou was dood en het weer lewendig geword en hy was verlore en is gevind." Dankie, Anita. Ek het jou nie een keer nie rede geval nie. Ja, ek het. Is een keer. Right. Luister, wil julle 'n bietjie wysheid hoor vanaand? Ja. Salome, wat is die doel van 'n gelykenis? Dit is maar net om ietsie mooi te verduidelik. Okay, dis 'n 30% antwoord daai, Salome. Dis 'n gelykenis is om 'n hemelse beginsel op 'n aardse manier te verduidelik. Op 'n manier te verduidelik wat ons verstaan. En hierdie gelykenis gaan oor hoe
werk God die Vader se hart. Right. As julle moet sê, wie sou julle sê is die held in hierdie gelykenis? Wie is die held? Pa. Die pa is die held. Wat het die jongste seun gedryf om huis toe te kom? Sy liefde vir sy pa? Nooit. Pens. Sy pens, wat sê jy, Anita? Ja. Ja, sy pens. Sy pens. Hy was van die Filippense, soos John sou gesê het, né? En weet jy hoeveel mense draai na die Here toe? Nie omdat hulle lief is vir die Here nie. Maar hulle is Filippense. Kyk, sê maar net. En toe hy teruggekom het die pa geweet, hy kom terug as gevolg van sy pens. Pa het nie omgegee nie. Pa het nie omgegee nie. Maar as hy teruggekom het en gesê het, pa, ek is jammer, maar hy kom terug en sê, pa, ek soek net 'n job, ek is honger. Dis nou wat hy sê. Hy sê, ek is nie meer werd om 'n kind genoem te word nie. Kom ons stop net so vir 'n oomblik en ons gaan so tree terug. Het julle ook al daai speech uitgewerk môre? Dis my speech vir môre. Na heel aand resiteer jy. Hallo pa. Ek is so jammer. Pa, ek het gesondig teenoor u en teenoor die hemel. Pa, ek is nie meer werd om 'n kind genoem te word nie. Pa, kan pa nie in die oë kyk nie, maar kan ek nie terugkom as 'n dienaar nie? Het julle ook al daai speeches uitgewerk? Hallo? Byna sê ek moet bietjie stil bly en die ander mense ook 'n kans gee. Kom ons luister. Nee, was nie nodig nie. Ekskuus Tannie Wilma. Ek sien nee, dit was nie nodig van my kant af nie. Dit was nie nodig van Tannie Wilma se kant af nie. Ek het nou net een vraag hê. As die pa sy hele boedel opgedeel het tussen die twee seuns, dan het hy mos nou niks oor meer nie. Ja, so hy die oudste broer se gedeelte. Ja, dan het hy sy kalfie gevat en sy ring gevat en sy alles gevat. Ek is seker die pa het al weer 'n bietjie in hierdie tyd jong gewoeker en hy het sy eie goedjies weer aan mekaar gesit. Maar dis kom my vriend Wynand. Ekskuus pastoor, gaan dan sê eers klaar. Ek gaan jou nou 'n vraag vra op die einde. Iets wat net vir my interessant was is die pa wat hom aanvaar net soos hy is. Net soos hy is. Wynand, jy wil jou opmerking? Pastoor sê pastoor preek elke jaar hieroor. Jy so baie vrae pastoor gaan nooit weer hierdie verhaal opbring nie. Het die oudste broer teruggegaan in daai geselskap in en dit saam geniet of het hy besluit ek staan by wat ek sê? Wat was die doel van hierdie gelykenis? Die pa het God verteenwoordig. Die oudste seun het die Joodse volk verteenwoordig. En die jongste seun was die heidene. En die Jode wil nie die heidene aanvaar nie. En dit was 'n profesie ook op die kerk vorentoe. Maar ook in 2025 dink ons, omdat ons nou al 'n bietjie gevorderd is in ons geestelike lewe. Ja, kan ek dit maar sê? Gaan julle skinder daaroor? As dit môre opskrif in die koerant is, Malema kom tot bekering. Eerlik, wat gaan jou opinie wees as jy dit lees? Marius? Dis 'n catch. Dis 'n catch. As hulle sê Malema kom volgende Sondag by julle kerk preek? Okay, kom ons los dit net daar. Right. Ek het nou net iemand se naam genoem. Miskien is hy 'n gelowige. Ek weet nie, ek sien dit nie in sy vrugte wat hy dra nie, maar okay, kom ek los dit net daarso. So, dis waaroor alles gegaan het. Maar dan verstaan ek ook die skrif waar die pa gesê het, alles wat ek het,
behoort aan jou. Is dit nie so nie? Alright, Wynand, hoekom het die oudste seun kwaad geraak? Ja, hy het gevoel hy word ontneem. Hy het nooit 'n partytjie gekry vir sy vriende nie. Hy het nooit so vetgemaakte kalf of 'n bokkie of 'n ding gekry nie. Hy het nooit niks gekry nie, alhoewel hy eintlik baie gekry het, hy het geen spesiale vergunning gekry nie, as ek dit so kan sê nie. Sy pa het nooit vir hom Dink julle nie hy het kwaad geraak omdat hy God se hart nie verstaan het nie? Jy sien baie keer, ek meen, baie van julle het kinders en dan dink as jy, hoe kan Salome dit toelaat? Hoe kan sy nou weer vir Anita dit doen? Anita kry alles. Anita kry alles. Maar ons weet nie wat gaan in Salome se hart aan. En baie keer verstaan ons, ek kan nie verstaan en ek kan dit net neerskryf in liefde. Hoe kan God die mens so lief hê nie? Om elke keer vir die persoon 'n kans te gee, geleentheid te gee, aarde toe gekom het, gesterf het. Ek vermoed die oudste seun het nie die pa se hart verstaan nie. Want onthou, hy was daar gewees as die pa op die stoep sit. En hy tuur so en hy sê, pa, wat jy eet vanaand? En hy sê, ag my kind, ek is nie honger nie. Ek wonder wat eet ou Louitjie vanaand. Dan sê hy, pa, het jy nie gehoor nie? Louie is weer besig daarso tussen die heidene. Pa, hy's by die vieslike vroue vanaand, man. Vergeet net van daai slegte kind. Ja, my seun. Kom pa nie eet nie. Ek wonder wat eet Louitjie vanaand. Ons verstaan nie God se hart nie. Ok, ek preek nou, ek wil nie preek nie. Ons verstaan nie God se hart nie. Kan ek nog 'n vraag vra? Salome, jy gaan hierdie ene vir ons gee. Hoekom het die pa gehardloop? Jo, toe hy sy seun sien, toe hardloop hy. Hoekom? Ja, dit was 'n styl hy was afdraande. baie bly. Ekskuus my naam? Dit was 'n styl afdraande. Dit was 'n styl afdraande. Ek is bly ek was nie jou onderwyser nie. Okay, dit was 'n klad op 'n ou man se oë. Ag, 'n ou man se oë. Was 'n klad op vir 'n ou man om te hardloop, né? Dit was nie tradisioneel vir hom want hy moes sy rok opgetel het sodat sy enkels oop was en dit was van daai tyd die Joodse, maar nogtans het dit gedoen. Want volgens tradisie, as daar iemand in die gemeenskap sy ouers of die gemeenskap te nagedoen het en hy het weggetrek en hulle hoor hy kom terug, dan het die oudstes van die dorp, hierdie jongman gaan voorlê by die hek van die stad. En wanneer hy teruggekom het, dan het hulle vir hom gesê, nou wat kom doen jy hierso? Wat kom doen jy hier? En dan het hulle 'n pot gevat, 'n kleipot, en 'n kleipot gebreek. As 'n teken, die verhouding tussen jou en die gemeenskap is verbreek, draai om en gaan terug van waar jy kom. Ons soek jou nie meer hier nie. Jy het jou familie en die gemeenskap het jy tot oneer gebring. En hierdie pa het gehardloop om eerste by sy kind te wees, om eerste vir sy kind te sê jy's welkom, voordat die oudstes van die wêreld hom in die hande kan kry. Besef julle hoe lief het God die mens? Hy maak tyd. Hy sit op die stoep en hy wag vir Louitjie om huis toe te kom. En wanneer Louis sy opwagting maak, of Louis nou terugkom omdat hy 'n Filippens is en hy worry net oor sy eie maag, respond die vader in liefde en sê ek hardloop. Ek wil eers by jou wees voordat hierdie wêreld, voordat die kritiek, voordat die kerke by jou kan uitkom of jou vertel jy sleg ensovoorts, wil ek eers by jou wees en net vir jou te sê, jy's my kind. Ek is lief vir jou.
Sjoe, nou het ek lekker gepreek. Alright. Enige opinies? Marius. Ek dink as jy, ons wat nou nie kinders het nie, het, jy hoor maar die goed, die van die liefde en so, maar jy het nie daai praktiese ervaring van die liefde tussen jou en jou kind nie. En as jy nou hoor hoeveel ouers vir hulle kinders doen, en dan dit maak nie vir jou sin aan die teorie gedeelte nie. Maar aan die praktiese gedeelte, dis nie net een ou wat dit vir sy kind sal doen nie. Daar's 'n klomp verskillende mense, verskillende kulture ook, wat vir hulle kinders alles sal doen wat hulle kan. En ek dink as mens nou na al daai goedes kyk, dan begin jy te verstaan hoe God ons liefhet. Dis nie 'n ding wat jy met teorie kan uit redeneer nie. Dit is meer 'n liefde uit die hart uit wat jy wat net 'n ouer vir sy kind, dink ek, goed sal verstaan. Ons leer nou maar uit voorbeelde uit, maar ek dink as jy 'n kind het, dan verstaan jy daai goeders baie baie beter. Ja, net om by Marius aan te sluit, ek weet julle wat ouers is, dan sê die Bybel, as julle aardse vaders dit vir julle doen, hoeveel te meer julle hemelse Vader, hoeveel te meer sal hy nie vir jou hardloop nie, en vir jou sê, welkom terug nie. Kom ons kyk na die laaste teksvers, Lukas 23 vers 40 tot 43. Estel, sê vir ons lees. Lukas 23 vers 40 tot 43. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl hy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, want U is in U koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar, ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. As ek na hierdie versie kyk, dankie Estel, dan dink ek dink in die hemel is daar nooit 'n krisis nie. God is in beheer. Maar as dit 'n organisasie was, toe Jesus aan die kruis gehang het, was alles op 'n mespunt gebalanseer. En terwyl Jesus daar hang om die groot prys te betaal, wat ons een van die dae gaan herdenk, toe het hy nog steeds tyd gehad vir 'n sondaar. God maak tyd vir my en vir jou. Ja, ek verdien dit nie. Ek verdien nie om 'n afspraak met hom te hê nie. Ek verdien dit nie. Maar van julle wat nou al so 'n bietjie grys is of die grys hare wegsteek onder die kleursel, dink ek vanaand sal julle die liedjie onthou, gaan my nie verby, o Heiland, gaan my nie verby. Terwyl die ander seën ook vir my. Gaan my nie verby nie. Miskien is jy op 'n plek in jou lewe dat jy voel, God gaan by my verby. God sal nie by jou verbygaan nie. Hy maak tyd vir jou. Fluit! My storieetjie is uit. Right, Estel, enigiets wat jy wil byvoeg? Ek is reg, dankie. Salome? Ek's reg, dis baie mooi gewees, dankie. Meisie? Ja, julle God staan altyd met sy arms waawyd oop gestrek. Ons moet net daai tree na hom toe gee. Hy's altyd daar. Ons moet net na hom toe gaan. Anita? Niks van my kant af nie, pastoor, ek's reg, dankie. Wynand? Kan jy preek oor die verlore seun? Nee, maar ek het nog 'n vraagie.
Kan ons kanse opgebruik? Gaan ons 'n Bybelstudie daaroor maak? Kan ons kanse opgebruik? Ek het al baie daaroor. Ja, ek het ook al, dit is... Lisel volunteer, sy gaan die Bybelstudie aanbied. Nee. Al wat ek vir jou sê, as die Heilige Gees nog in jou hart praat, het jy nog 'n kans, hoor. Maar ek dink daar kom 'n tyd dat jy so hard is die binnekant. En ek dink nie dis God se skuld nie, dis jou skuld, maar jy raak so hard dat jy nie meer die stem van God hoor nie. Tannie Wilma? Ek is reg, dankie Louis. Dankie my tannie. Lisel? Nee, ek het niks om by te voeg nie. Dit breek maar net elke keer my brein. Dit breek jou brein, solank dit nie ons harte breek nie, né? Maar ons verstaan dit nie. Ons is soos die oudste seun. Ja, nie soos die oudste seun nie, maar ons verstaan nie God se hart nie. Mr. Brits? Wat ek kan dink is, wanneer ons begin het, wat sê, ek staan by die deur, en ek klop, en as jy vir my oopmaak, sal ek ingaan, en saam met jou feesmaal hou. En ek dink, dan gaan jou hart ingestel word op Jesus se hart, en jy gaan begin verstaan, hoe hy oor die wêreld voel. Amen. Ekskuus, ons sien ons is oor ons tyd. Salome raak opgewonde, sy wil trek, sy sê maak hy klaar. Salome, kom ons doen gou die gebedsversoeke en dan kan jy gaan laaste goedjies inpak. Tannie Wilma, enige gebedsversoeke? Nie van my kant af, net laat dit nie moet ophou reën, dat my dak kan reggemaak word, anders is nie siekte nie, dankie. Kyk Tannie, ons stuur die reën vir Wynand. Wynand, hulle het dit nodig. Daar by Tannie, hulle het genoeg reën. Die reën met daar Wynand, hulle het baie. Ek wens dit so maklik gewees. Ja. Wynand, enigiets vir jou kant op? Nee, ek dink ek is reg van my kant af, dankie pastoor. Anita? Ek sal sê son, want ons het nou lank load shedding hier so by ons, nog geen reën nie. So ek sal nou happy wees as daar son is, maar ons wil asseblief nog bid vir Kiara. En ons is die Madison wat nou matriek is, wat hierdie hele Kiara trek na die kort end met haar gesondheid en sy gaan nou môre vir MRI, so haar tong is nou losgemaak, so gaan nou kyk of dit alles reg is, maar Maddie, haar sussie, is 'n matriek, so sy gaan nou hier deur matriek alte alleen. So net vir hulle albei bid asseblief. Ekskuus, ek het die eerste een gemis van die son. Ek soek son. Dit is bewolk, dit reën nie, maar die pompe kan nie pomp nie, want dit het son nodig. Ja, my huishouding is in load shedding, want dit is nie son nie. Okay, so jy soek son, maar jy soek ook reën. Dit moet reën en dan moet die son skyn. Ja. Ja. Okay, jy het dit. Jou, dis reg, dit sal so gebeur. Okay. Annelie? Ja. Salome? Ek wil net vir Lisel dankie sê dat sy my staande versoek opgehou het laas week. En asseblief dat hy net nog bly Reinhardsplaas. En dan dat alles mooi goed verloop. Ons strak en ons nuwe huisie en die Here het hom vir ons uitgekies, so ons is baie geseën en dat ons transaksie hier nou net mooi ook afgehandel sal word en dat ek genoeg moed en krag sal hê om alles hier te doen. Want ek is so vaak nou ek het glad nie gisterop nie, so ek is moeg. Goed tog. Dis maar van opgewondenheid. Nou, ek dink is ook maar moegheid want dis harde werk. Salome, ons bid dat alles goed gaan. Dankie. Dat niks gestamp en gestoot sal word nie. En as julle dalk iewers 'n vakansie wil hê waar lekker see-uitsig is, dan kontak vir Salome. Ja, woensdag dit nou lekker see-uitsig. Ek het see-uitsig so tussen ons. Het jy see-uitsig? Wonderlik. Okay, nou kan jy vir ons die fotootjies stuur van die water. Nee, dis bietjie ver. Jy sien die see, maar ek het hom. Great. Is daar enige versoeke van jou kant af? Ek wil net vir my vriende wat kanker het. Ek het 2 vriende wat nou kanker het, wat ons net aan hulle wil dink. En dan aan Renay ook, wat moet gaan vir 'n operasie die 23ste.
Ons bid dat dit nie sal gebeur nie, maar net dalk opdra aan die Here. Ons bid vir hulle herstel. Marius, iets van jou kant af? Ja, kom maar net dankie sê vir die Here dat ons na hom toe kan draai vir vrede in die hart en laat ons kan weet dat hy altyd vir ons die regte pad sal aanwys. Alsy, Lisel, hou vir Sandra op die lys. Ja, dis maar net Sandra, dit gaan goed met oupa. Dankie vir die gebede. Hy het maar nog 'n paadjie om te loop, maar dit gaan goed met hom. Dan dink ons aan Marius en Lisel wat 2 rispers in hulle huis het wat alles opeet wat hulle sien. So ons moet maar dink aan hulle. En Marius, Lisel, baie dankie dat ons hier in julle huis kan wees. Ja, dis welkom. Wynand, gaan jy vir ons opdra aan die Here asseblief? Here, ons groot en almagtige Vader, ons staan vandag nederig voor U en vra vir U om met ons almal te wees. Ons dank U en ons loof U vir die geleentheid wat ons het om elke Sondag aand saam met mekaar te kan kuier, om saam met mense, gesinslede, familie te kan wees. Ja, broeders en susters wat vir mekaar omgee. Here, ons is so dankbaar daarvoor. Dit is so belangrik en ons geniet dit so baie. En as dit U wil is, Here, stuur, laat ons weer volgende week by mekaar kan uitkom. Here, wees asseblief met ons in die week wat voorlê, dat ons almal sal veilig wees. Ek dink aan die mense op vakansie, dat hulle mekaar nie sal vertrap en verdring nie, geduld sal hê en dat almal veilig sal ry. Here, baie dankie vir al die seëninge met die reën wat U in die droë gebiede gestuur het. Vir die mense wat regtig baie swaar gekry het, 'n klein bietjie verligting gekry het. Ons is so dankbaar daarvoor. En dan bid ek ook vir al die verdere versoeke op hierdie gebedsgroep. En laat ons dan 'n lekker week sal hê vorentoe. In Jesus naam. Amen. Dankie julle. Ek kan aanlees bietjie op die reis en ons ry die hele land vol, so ek is nie seker oor Sondag aand nie, maar ek gaan julle op hoogte hou of ons Sondag aand sal saamkuier. Salome, jy moet lekker trek. Iemand het vir my gesê, elke 10 minute wat ons nou oorgaan, is ek al 'n uur oor my tyd, en dis nou vir volgende Sondag, as ons nie volgende Sondag by mekaar kom nie, is dit nou die uur. Nee, dis net so in die ligte lyk. Right, julle moet 'n wonderlike week hê, geniet die week, en mag hierdie versoeke, wat ons uitgespreek het vanaand, mag die Here dit voor. Onthou net een ding, God het altyd tyd vir ons. Maak nie saak waar en wie hy is nie, God het tyd vir jou. Lekker slaapies! Dankie. Bly julle.